Die ATKV in Windhoek het die ou jaar afgestof en is reeds in volle swang besig met hulle kalender vir 2026. Hallo en welkom by Klets Kompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek met Leonie van Rensburg, die voorsitter van die ATKV se Windhoek tak oor hulle aktiwiteite hierdie jaar. Maar eers gesels ek en Annemarie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel. Soos beloof, Annemarie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee. Annemarie, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dis donderdag. Die week is Amper Vrydag? Die week is amper verby. Amper Al wat ek kan sê op hierdie stadium, die week is amper verby. Die week het vir my ook gesleep, moet ek vir jou sê. Ja, maar een ding wat nie gaan sleep nie, is Môre se Republikein. Agterblad is 'n lekker koelig blad, soos elke Vrydag. Jy en George Dos Santos was by die amptelike benoemingsgeleentheid vir die Namibiese Film en Theater toekenning. Ja, dit was die geleentheid self was ongelooflik geweest. Soos jy weet bietjie meer van hierdie subject matter as ek, maar dis die eerste keer in 6 jaar wat hulle die toekennings het. Die laaste een was in 2019 geweest. Natuurlik is dit 'n verskriklike groot geleentheid vir die Namibiese kunstenaars, net om ook daai erkenning te kry. Ek meen dis basies ons weergawe van die Oscars en hulle het dit 'n vacuum period genoem. Ek het dit in Afrikaans geskryf, maar ek kan nie onthou wat ek geskryf het nie. Ja, wat hulle net gesê het, hulle gaan alles sedert 2019 in ag neem vir hierdie toekennings, want hulle kan nie enige werke, wil ek sê, half van wegvat, net omdat daar nie toekennings plaasgevind het nie. So 'n ongelooflike hoeveelheid inskrywings wat hulle ontvang het. En ja, ek dink van die goed wat benoem is, ek weet, is produksies wat baie onlangs gebeur het en dan van dit bietjie ouer en net van wat jy my vertel het, ongelooflike produksies. Ek is nie 'n verskriklike groot teaterkind nie, maar van wat jy my vertel het en net die passie wat jy gehad het toe jy daaroor gepraat het, kan ek net dink dit moet ongelooflik wees. Ja, ek wou nou sê ek moet bieg veral Namibiese film, teater ook natuurlik. Ek was nog nooit 'n teatervloei gewees nie. Dit het my net nooit aangegryp nie. Totdat ek by Republikein begin werk het en teaterproduksies bygewoon het en films. Ek is geweldig passievol oor Namibiese films. Ons het sulke hoë gehalte films wat internasionale gehore absoluut oor verstom is en regtig op 'n internasionale standaard is. En ek sê altyd die begroting in totaal vir baie van ons plaaslike Namibiese films is seker die bankkostes vir Europese en Amerikaanse films, jy weet. So wat ons mense op absolute minimale begrotings kan regkry is absoluut asemrowend. So ek is nogal stout agter 'n Namibiese film aan, moet ek sê. En ek dink, soos wat jy nou sê, 2019 is om en by toe ek eers 'n liefde ontwikkel het vir plaaslike films. Ek was nou nog nie betrokke by 'n film nie. Dit is ook nie in my vizier nie, maar 2019 was die jaar wat #Land of the Brave film uitgekom het. En na my mening was dit 'n geweldige belangrike film vir die filmlandskap in Namibië, want dit het daai bankkoste begroting gevat en 'n vollengte hoëgehalte speelfilm daai uitgemaak. Is daar dinge wat ek nou sou verander aan #Land of the Brave film as dit ek was? Ja, seker, maar ek meen as jy kyk na die mense wat daar betrokke was, Tim Hupschle, een van die regisseurs, hy's eintlik 'n dokumentêre regisseur. Hy weet baie min van speelfilms af en hy het feitelik niks geweet toe hy #Land of the Brave film aangepak het nie, maar ek dink dit spreek so tot ons kreatiewe bedryf in Namibië, dat iemand soos Tim nie net wil nie, maar ook die ruimte het om buite sy gemaksone te tree. Tim het ook weer teruggekeer, #Land of the Brave film is benoem. Hy het ook toe weer teruggekeer na sy dokumentêre wortels, toe hy 'n
ongelooflike dokumentêre filmmaker in walvisstyl wat ook benoem is. Mense soos Girlie Asama van Under the Hanging Tree, ongelooflike aktrise. Sy het ek kan nie vir julle sê hoeveel toekennings en benoemings nou al internasionaal gekry nie. Toronto International Film Festival, die Berlinale en al daai tipe goed. Skeleton Coast wat ek nie glo ek het in die benoemings gesien. Ek dink ek het een. Ja, ek dink hy's vir een, hy's een keer benoem, ja. Skeleton Coast wat ook so belangrik was vir samewerking tussen verskeie Afrika lande en Namibië op die filmfront. En ook 'n ongelooflike belangrike film wat baie mense oor praat en ek dink ook in die lange duur, oor die volgende paar jaar gaan ons die effek sien van die verskil wat die Skeleton Coast film gemaak het in Namibiese film. En een ding wat ek baie, want dit is nogals 'n weird belangstelling om te hê, is Namibiese film spesifiek, Namibiese film. Hou dit net. So, mense vra baie vir my, nou, okay, wat se Namibiese film moet ek kyk? Hy's nou nie meer op Netflix nie, maar dit was die eerste Namibiese produk op Netflix, Bagu and the Giants. En dit is deur een van my gunsteling regisseurs, Florian Schott. Hy verdeel sy tyd tussen Duitsland en Namibië, maar sy passie is hier en sy hart en sy wortels en sy vrou is hier. Baie belangrik, daai laaste punt is baie belangrik. En so hy verdeel sy tyd so en hy het hierdie kort film gemaak vir die Save the Rhino Trust, Bagu and the Giants. En dit was vir my een van daai produksies wat regtig by #Land of the Brave film is hy saadjie geplant en met Bagu and the Giants het hy so half ontkiem, jy weet. So en teater is ook een ding wat ons geweldige hoë gehalte produksies het. Daar was nou al so baie Namibiese teaterproduksies wat ek net teruggesit het en besef het my lewe het sopas verander. Jy weet, ek as mens in my wese het sopas verander. En dit is vir my belangrik en dis my hartseer dat mense nie meer teater toe gaan nie, dat mense nie meer vollengte films kyk nie en nie plaaslik kyk nie. Ons het nou die dag vir, en dit bring my tot by die volgende storie oor die Triennale, die hoofkurator vir die Nasionale Kunsgalery op Kletskompas gehad. En ons het toe gepraat oor plaaslike kuns en hoe ons plaaslike kuns onderskat. En sy het toe gesê, maar die mooi in dit is juis dat jy 'n stukkie kuns kan hê wat 'n storie vertel waarmee jy jouself kan vereenselwig. Dis nie Amerikaanse waardes of Europese waardes nie. Dit is dinge wat jou raak. Dis iets wat hulle nooit gaan verstaan van jou nie, jy weet. So dis vir my regtig, ons moet meer waardering hê vir Namibiese film. Jy moet hulle ook kan kies. Daar is sommige Namibiese films wat jy by jouself dink, Hoe kan jy gou 'n bietjie hierso? Daar is 'n paar van hulle, maar veral die Nasionale Teater. As jy op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand wil uitkom, hou 'n oogie uit vir die Nasionale Teater. Die mense wat daar betrokke is so geweldig lief vir hierdie medium en hulle is so toegewyd aan teater en ontwikkeling van teater en hoëgehalte teaterproduksie. So ek wil vir jou sê, jy gaan eintlik baie weinig iets in die Nasionale Teater sien wat nie op standaard is nie. Ja. So dit is 'n medium en ek praat nou lank daaroor. Soos julle kan sien, baie passievol. Dit is my 'n medium wat my wese verander het en dis my so belangrik dat ander mense ook besef dit is vir hulle moontlik om in die teater te gaan sit en half 'n spieël vir hulle self te sien en hierdie dinge oor hulle self te kan besef. Ja, ons ander storie dan ook natuurlik Triennale. Baie gewilde kunskompetisie, groot pryse daar, $50,000 Namibiese en 'n solo-uitstalling geborg deur die Nasionale Kunsgalery van Namibië. En hulle hoofkurator Ndenda Shivute Nakapunda ook op Kletskompas gewees wat sê hulle het juis nou minder pryse sodat hulle groter pryse kan gee. Sodat hulle 'n prys kan gee wat nommer 1 die waarde is van die kunswerk wat die kunstenaar inskryf en nommer 2 'n prys wat werklik 'n verskil gaan maak in 'n kunstenaar se lewe. Iets wat hulle kan gebruik om meer kuns te maak om dan 'n loopbaan te maak uit kuns. Ons het ook gepraat oor hoe baie mense sukkel om 'n loopbaan te maak uit kuns in Namibië en sy het ook gesê, jy weet, weer eens kom ons by plaaslike produk wat jou storie vertel. Ons moet eintlik die dinge wat ons huis mee mooi maak, moet eintlik Namibiese kuns en Namibiese produkte wees. En jy kyk na iemand soos Mafangeo of wat sy ook genoem het. Sy werke is eens op 'n tyd vir $50 Namibiese gekoop en nou is dit soos in honderde duisende Namibiese dollars werd. Ja, kyk, vir my en dit is iets wat jy net nou gesê het waarby ek graag sal wil aansluit, is ek
ek het in 'n verskriklike kunstige vriendegroep groot geword. Op hoërskool al my vriendinne het kuns gehad as vak en so. En so het ek half ook leer waardering kry vir kuns, maar ook maar altyd jou tipies, jou Van Goghs en ek onthou toe ek Monet is nogals mooi. Moet Ja, ek bieg? ons het- Monet is mooi. Ons moet eerlik wees, maar ek het eendag toe ek in Windhoek gewees en ek het niks gehad om te doen die middag nie en ek besluit toe, okay, maar kom ek gaan kyk wat gaan aan in die kunsgalery en dit het regtig soos wat jy sê my lewe verander. En dit het my eintlik tot in 'n mate toe 'n bietjie hartseer gemaak want ek was die enigste persoon in die galery en ek kon net nie, dit was vir my so hartseer om te dink ek is die enigste persoon daar wat op daai stadium daai kuns kon waardeer want dit is ongelooflik hoeveel aanklank jy vind daarbey omdat dit jou eie produk is en omdat dit jou mense is wat dit geskep het en daar was goed waarna ek dadelik gekyk het en ek het gedink, "Sjoe, dit is hoe ek voel. Ek kan nie glo sy het dit so mooi op 'n canvas." Terugvat, dit Ja. skok jou so amper. Ja. En dit is ook vir my een ding wat ons moet dalk nou binnekort gaan, maar een ding wat vir my geweldig hartseer maak aan Namibië se kuns en hoe min mense daar is om dit te waardeer, is ons het, ek dink nog nie 'n taal ontwikkel om oor ons eie kuns te praat nie. As ons oor ons eie kuns praat, praat ons in Europese terme van, jy weet, maar hy die verfkwas nou so en die kort stippeltjies van die verfkwas en die wat ook al. Baie min van ons kunstenaars verf. Dit is hoofsaaklik linosnee, dit is kleibeelde, dit is fotografie, sulke tipe dinge. En afgesien daarvan, ons het 'n baie Europese standaard vir kyk na dinge. Vir al ons kuns en ons het nog nie die woorde gekry om oor ons eie kuns te praat nie. Want ons staan nie langs mekaar in 'n kunsgalery nie, want as jy ingaan, is jy die enigste een daar. Ja. Okay. So dit sou een van my dinge wees waarop ek hoop in 'n toekoms vir Namibië is dat mense waardering sal ontwikkel vir plaaslike kuns. Want ek dink regtig dit is op standaard en ek dink regtig dit spreek meer tot jou as wat 'n Monet doen. 'n Monet is mooi om na te kyk, maar dit vat nie aan die hart soos wat Wat 'n plaaslike aanklank kuns vind doen. jy as jy na Monet se goed kyk of as jy na Van Gogh se goed kyk? Daar's nie vir ons aanklank nie waar en dit is iets wat kuns moet jou laat voel. Dit is iets wat baie bespreek word. Kuns is daar om jou te laat voel, nie om jou huis mooi te maak. Dit help natuurlik, maar dis you need to feel something as jy vir kuns kyk en ek het vir die eerste keer regtig iets gevoel toe ek vir kuns gekyk het in die Namibiese kunsgalery en dit is net ek hoop ek het daai selfe hoop as jy en Irene wie weet dalk kan ek en jy die een wees wat die taal ontwikkel om oor ons eie kunswerke te praat. Daar is 'n uitstalling tans. Ons kan plan Ons kan maak. 'n draai gaan maak. Wat maak jy Valentynsdag? Ja, ek is by die kunsgalery saam met jou. Okay, so voor ek en Annemarie nou nog planne maak vir Valentynsdag, ons kan ook net soveel in 24 uur doen. Annemarie, baie dankie dat jy by ons was. Ons gaan kyk nou hoe maak jy weer. Die hoofstad het vanoggend genadewater van bo ontvang, maar gaan ons nog 'n paar druppels kry? Kom ons gaan vind uit.
Op Katimamulilo reënerig met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Op Rundu ook reënerig met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Op Janhana ook 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 28 vir 'n reënerige dag daar. Steeds ook reënerig op Oshakati met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 26 grade Celsius. Die reën duur ook voort op Ruacana met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius. Op Tsumeb eintlik reën dit maar reg deur die land. Kom ons aanvaar dit nou maar. Minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 29 grade Celsius op Otjiwarongo, 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 29 grade Celsius. Op Omaruru 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 31. In die hoofstad 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 29 en op Gebabes 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Gedeeltelik bewolk op Swakopmund met 'n minimum van 18 grade Celsius en ook 'n maksimum van 18 grade Celsius. Dit reën ook weer op Reebot met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Op Mariental ook reënerig met 'n minimum van 23 grade Celsius en 'n maksimum van 34. Keetmanshoop sonnig daar met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 33. Weer reënerig egter op Arranos met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 32. 'n Winderige dag op Loederitz met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Sonnig op Ariamsvlei met 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 33 en gedeeltelik bewolk op Oranjemund met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Hierdie deftige dame langs aan my is nou glad nie meer 'n vreemdeling op Kletskompas nie, maar in geval ek jou moet voorstel. Hierdie is Leonie van Rensburg, die voorsitter van die ATKV se Windhoek tak. Leonie, hoe gaan dit? Gaan goed, dankie en baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. Laas gesien. Toe ek jou laas gesien het, was dit nog 2025. Ja. Maar hier is ons in 2026 in die ATKV, heel nuwe planne. Julle het 'n lekker jaar laas jaar gehad met Groei die Grootman 2. Vertel 'n bietjie, hoe voel julle? Kom ons begin by wat agter ons is. Hoe voel julle oor die hele 2025? Nee, ek dink 25 het goed gegaan. Dit was 'n goeie jaar. Ons pleintjie was ongelooflik. Grootman was ook 'n baie lekker aand. Die opkoms was net nie so goed soos wat ons gedink het nie. So ons gaan hierdie jaar 'n bietjie na 'n ander tyd kyk. Maar en ek dink die bemarking bietjie meer doen, maar die mense het dit vreeslik geniet en ek moet sê hy self het die gehoor ook baie geniet. Ja, ek was daar, ek was bevoorreg om daar te wees, en hy was 'n fantastiese akteur, moet ek vir jou sê. Daar was tye wat ek heeltemal teruggesit het en gedink het, "Sjoe, dit is wat akteurs veronderstel is om te wees." Dit voel nie vir my asof hy toneel speel. Ja, hy het ook agterna gesê, toe ek vir hom sê, toevallig het ons hierdie en hierdie name nie gehoor gehad, hy sê, weet jy, die goed kom net op. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet of jy weet op 'n stadium, hy het my gevra om vir my dekor te reël. Ons het nou maar goedjies gevat vir hom, dis makliker as wat hulle inbring. Ja. En op 'n stadium toe se vleermuis daar oor hom, en is Groet die Grootman, toe sê ek vir hom, het jy gesien asof jy spesiaal 'n vleermuis georganiseer, maar hy het vinnig ook op die voete gedink toe die vleermuis daar oor hom gevlieg het. So dit het dit net so interessant gemaak en die mense het dit baie geniet. Ja, en natuurlik die akteur wat ook Namibiese vriende het. Dink ek, hy het ook vir my gesê vooraf,
dit is vir hom asof hy nou sy vriende se vriende ontmoet. jy Dis weet. reg. Ja, maar afgesien van die Grootman 2, julle hierdie pleintjie aand nou heel eerste op julle kalender. glo ek. Ja, ek kan net vinnig sê ons het ook hierdie home wat nou nog vroeg in hierdie jaar is. En terwyl ons daarbey is daar tog nog skole is, kinders is wat wil inskryf. Jy hoef nie deur 'n skool in te skryf nie. Twee leerlinge kan 'n spannetjie maak en inskryf. So hulle kan net vir ons kontak of Anita Nodee. En ja, dit is ons eerste projek en dan kom ons pleintjie wat ons volgende groot projek is. En gaan lekker wees om nou daaroor te gesels. Ja, ook 'n geweldige groot geleentheid, nie net vir julle nie, maar ATKV wyd kan mens amper sê. En ek moet sê, geweldige sterk skryftalent wat verlede jaar vereer is met Kreef en Kaye en Sally Saban. Ek dink legendes in Afrikaanse skryfwerke in Namibië in 'n manier. Wat is julle planne vir pleintjies hierdie jaar? Julle het vir Hannes van Wyk laas jaar gehad. Hy was ook fantasties. Ja, hy Jy het weet om 'n omtrent- goeie show aan te sit. Hy het man. dit baie goed gedoen. Ons het hierdie jaar probeer ons vir Magda Lou kry. Ek het tans kom ons begin gou by die begin. Die pleintjies se inskrywings eindig einde van die maand. So as daar mense is wat nou nog wil inskryf, kan hulle ons kontak. En ons moet nou maar vroeg hierdie jaar sluit want die inskrywings gaan Suid-Afrika toe vir beoordeling. So Potch Universiteit is bereid om ons hande te vat en 'n bietjie te help met die beoordeling. Ek dink dit is goed vir die beoordelaars om te weet. En dan is daar mos ook 3 groot pryse. Daar's die Tottenmeyer prys en daar's die Herman van Wyk prys en daar's die Oswald Raal prys. So die een is vir gedigte en die een is vir stories en die ander een is vir gewone stories. So en ek het nou maar vinnig gepraat, die mense kan my maar vra. En dan dink ons nou daaraan om vir Magda Lou te bring, dat sy daai aand vir ons hier is, en dan gaan ons ook die volgende oggend 'n ontbyt hê waar Magda Lou gaan optree. En dit sal bietjie meer in einde Junie, begin Augustus wees. Ons wag net vir hulle datum, sodra ons dit het, sal ons vir die mense deurgee. So hou 'n oogie op die ATKV se sosiale media. Waar kry hulle julle nog? By jou natuurlik. Hulle kan by my, ons het daarom ook 'n boekblad, 'n Facebook. Dit staan ATKV Windhoekdag en hy is oop dat mense daar kan ons nommers kry vir ons kontak. En ja, ek dink anders is dit maar ons kan maar 'n nommer gee, 081 127 1193 08 119 Is okay, hulle moet sorry. gou hulle boek kry. Gaan al gou op jou pen en papier en dan kry ons jou hierso. Ja. Okay. So, ja. Okay. En dan wil ek by jou hoor, die ATKV natuurlik 'n geweldige belangrike organisasie in die Afrikaanse taal. Afrikaans wat laas jaar Afrikaans 100 gevier het, maar ook 'n Suid-Afrikaanse organisasie wat die sprong so oor die oranje gemaak het. Ja. Maar julle is tog 'n Namibiese komitee. Hoe voel jy is die identiteit van die ATKV in Namibië anders as in Suid-Afrika? Kyk, ek dink die identiteit hier is dit is ons eie goed, dis ons eie mense. Ons nomineer, ek wil ook net sê die pleintjie is 'n nasionale geleentheid. Hulle hoofkantoor sien dit as 'n nasionale geleentheid. So as jy verering kry, is dit op nasionale vlak. En so ons is op ons eie. Die enigste voordele wat jy het as jy aan die ATKV behoort, het jy nou die voordele van boeke en die oorde in Suid-Afrika. Maar ons doen ons ding hier vir ons mense. Ons probeer by die kultuurfeeste betrokke wees soos by NAPSO en so. Daar is oral nou takke gestig deur hoofkantoor. Hoofkantoor help finansiëel met projekte as dit kan. So hulle sit nogal baie in Namibië vir Afrikaans. En dan laaste vraagie voordat ons jou laat gaan. Ons praat geweldig baie oor jong mense wat nie meer lees nie, jong mense wat nie meer Afrikaans praat nie, organisasies soos die ATKV, soos die FHK in Suid-Afrika wat geweldig sukkel met befondsing. Wat is julle uitdagings as ATKV Windhoek? Goed, ek moet sê soos jy vra, dit is 'n uitdaging om eintlik vir 'n kultuurorganisasie regtig sponsors te kry is moeilik en ek verstaan dit. Ja. Maar om die taal te bevorder, daarvoor het ons die idiome en daarvoor het ons die skryfskool. So enige persoon, die skryfkuns, enige persoon kan inskryf. Jy stuur jou gedig, jy stuur jou kortverhale, stuur jou boeke. Dit is 'n manier om jou taal te ontwikkel en vir ouer mense, vir jonge mense, ons het geen ouderdomsbeperking daarop nie. Ons het verlede jaar gesien hoeveel jong mense het erkenning gekry vir boeke en stories en gedigte. En dit is 'n riem onder die hart, want dit is hoe ons taal gaan behou.
om dit oor te dra na jou jonger geslag. Ja, daar 'n riem onder die hart as jy hom in die idiome stryd hoor nie. Ja. En dan Leonie, tyd vir daai nommer. Ek hoop jy het jou pen en papier reg. Ja, asseblief. Gee gou daai nommer. Okay, weer is 081 127 1193. Ek gaan by die dubbels wegbly nou. Okay, 127 Dis reg. 081 127 1193. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is maandag weer terug om 8uur op Netwerk Televisie. Dit is DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 in Namibië of oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. So ons sien jou weer na die naweek, maar tot dan is dit mooi bly.